Baie welkom by hierdie week se episode van C'est la vie. Jy is so welkom hier saam met ons. Hallo Koos, gaan dit goed? Gerard, goed met jou. Dit gaan baie goed, dankie. Welkom terug. Nee, baie dankie Gerard. Ek is nou terug, maar volgende week is ek alweer nie. Ai Koos, ons het 'n bietjie gesels oor die hoeveelheid keer dat jy hier so nie by C'est la vie is nie. Maar Die mense kyk, mis jou. hierdie keer is dit daarom weens 'n baie hartseer saak. Ja, Gerard, dit jy is kan my waar. die keer Ek verskoon. doen. Dis nie vir een of ander prettige iets nie. Ja, dit is, Koos gaan na begrafnis toe. Ja. Koos, ons is besig met hierdie reeks wat ons noem aangetrek vir die lewe, waar ons kyk na die wapenrusting van God vir die volgende 7 weke, dit is nou 6 weke, 5 weke oor. En wat 'n wonderlike reeks is nie al klaar nie. Ons het die eerste week gekyk na dat daar 'n oorlog is. Ons is in hierdie stryd gewoed en dan Paulus gee vir ons hierdie gereedskapstukke wat ons kan gebruik om met hierdie stryd in hierdie lewe waarin ons is te leef. Nou ek hou van die beelde wat ons nou gebruik in hierdie reeks van dis alledaagse beelde. Jy weet soos veral gister, sonder 'n beld val alles. Want daar is net iets aan wat Paulus hier sê van die gereedskapstukke wat hy vir ons gee om ons te help om in ons elke dag lewe vandag met hierdie stryd te leef. Wat het ek nodig om vandag, soos dit ons hier in 2025 leef, wat moet ek maak om die stryd van hierdie lewe te gaan? So ons het gister het jy met ons gesels oor die beld van die waarheid. Nou hierdie is 'n moeilike tema, want dit is 'n tema wat 'n mens baie maklik in warm water kan kry in hierdie wêreld. Want waarheid het vloeibaar geraak in ons wêreld vandag. Dis iets wat enige waarheid wat vir jou werk vir jou. En dit is dan jou waarheid. Dit is nog altyd vir my eintlik 'n absurde iets om te sê as hulle sê maar dit is jou waarheid. Nou soos jy weet, is swat ek nou. Maar wat as ek nou in my studie sou neerskryf, dat hierdie is my waarheid, geen man het my graad vir my. Dit is absoluut absurd, dan moet iets aan dit wees voordat dit kan net gegee word. So waarheid, vandag se tema wat ons nou hier wil oor gesels, is dat waarheid is nooit 'n opsie nie, dit is die enigste opsie. Waarheid is nie net iets wat ons kan op besluit, of dit is nou maar net iets daar, dit is so iets vaag nie. Waarheid is iets konkreet. So jy het gister gepraat oor 'n paar beelde ook oor waarheid. Jy het gesê, ook natuurlik waarheid is 'n beld, dis 'n rots, dis 'n skalpel, dit sny, en laastens jy gesê, dis 'n spieël. So kom ons praat vandag oor, jy het so geraak gister aan die praktiese implikasies van hierdie wat jy oor gepraat het vir ons lewe, maar kom ons praat nou in vandag se gesprek net verder oor, hoe lyk dit vir ons prakties om met hierdie waarheid te leef? Ja, Gerard, terwyl jy nou so praat, dink ek daaraan, jy weet, as 'n mens dit wil, as 'n praktiese effek in jou lewe wil hê, dan is dit baie riskant om te sê, waarheid is vloeibaar. Ons doen dit in geen ander aspekte van die lewe nie. Ons sal nie sê, kom ons vat nou maar wiskunde. Ag nee, dis jou waarheid. As jy sê 9 maal 3 is 28, ek voel dis 27, maar wie sê ek om met jou te stry? Ek gaan jou nie veroordeel nie, jy weet, dit is mos absurd. En as jy na 'n dokter toe gaan en hy sê, ek weet die ander dokter sê, ek gaan jou nou opereer hier in jou hart, die ander dokter sê, hy sit hier middel na links, ek glo hy sit eintlik hier onder, bietjie na regs, so ek gaan daar sny, want dis my waarheid. Jy kan nie sê, wel, ek weet almal voel hier in die land, is veiliger om aan die linkerkant van die pad te ry, maar jy moenie my veroordeel nie. My innerlike gevoel is, 'n mens ry aan die regterkant van die pad. Ek het 'n Amerikaanse ingesteldheid. So, moenie my veroordeel nie, hoekom?
Kyk, die lewe raak absurd as 'n mens so met waarheid maak. Hoekom kan ons dan sê, maar dis reg, as ons gaan na die innerlike en die geestelike toe, dat daar, as ons glo daar's 'n skepper, en in elke aspek van die lewe, is waarheid iets vas, is dit 'n rots, maar nee, nie wat betref, wie is God, wat is geloof, wat is spiritualiteit nie. Kom ons los dit daar, laat elke mens nou maar daar besluit vir homself. Asof die God van die skepping kon ons help om agter te kom. Daar's net een soort som om te maak. Daar's net een soort manier om 'n hartoperasie te doen. Daar's net een manier, een ding wat met jou gebeur as jy van 'n gebou afspring. Jy gaan nie op nie. Ongeag wat jou waarheid is. Ek glo vandag hier afspring, maar ek gaan op en dan gaan ek so 'n bietjie dwars en dan gaan ek weer hier land waarvandaan ek gespring het. Geen wetenskaplike idees het daardie idee van waarheid nie. Geen ander praktiese idees van die lewe het daardie ingesteldheid oor waarheid nie. En ons is oortuig dat die Bybel ons na 'n plek toe vat wat sê, leef met een waarheid. En daardie waarheid is 'n persoon. Jy het nou die dag het jy ek kan nie onthou wat se preek het was, maar toe sê en dit het my getref toe jy dit gesê het, toe sê dat die baie keer dan sal ons dit sien dat die geestelike realm is minder waar en fisies as wat die fisiese realiteit is. En toe sê maar dis eintlik presies die teenoorgestelde. Hierdie fisiese realm is amper minder waar of as wat die geestelike realm is die essensie van alles. Nou maak ons juis nou weer eens dit anderste om in As ons werklike denke. dinge, maar die geestelike wêreld is baie... Ja, so die werklike dinge kan ons sê, hier's waarhede wat ons aan kan vashou, maar die geestelike wêreld, dis maar vaag, vloeibaar. ja. En dis die probleem, want dis waar waarheid en dis waar die regte goed is, die substans van die samelewing en die wêreld en alles is in die realm wat ons nie eers kan sien nie. Ja, as ons sê dat God het die wêreld geskep, God is gees, dan is gees meer werklik as dit wat ons nou sien. En as dit wat ons nou sien so gebaseer is op 'n onvloeibare waarheid, hoe sal ons sê die geestelike wêreld waaruit dit kom, is meer vloeibaar? Dit is absurd om so te dink. Jy verwys nou na verlede week se boodskap toe sê ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, die magte in die lig. En toe het ons verwys na Daniël. En is daardie wêreld is nie 'n spokerige, waserige wêreld nie. Ons is in die waserige wêreld. Hy's meer solied as hierdie wêreld, want hy is die oorsprong. Hy is die een waaruit hierdie wêreld kom. So as dit waar is dat in hierdie wêreld daar hierdie natuurwetenskappe en natuurwaarhede is en net logiese waarhede is. Ja. Hoekom op aarde sal dit nie waar wees ook vir ons geestelike lewe? Korrek. En Gerard, soos jy sê, mens kan in warmwaterland, as jy in hierdie wêreld deesdae so praat oor, nie oor die natuurlike waarhede nie. Daar sal almal saamstem. Dinge is soos dit is. Maar sodra jy sê, ek glo dat daar is een God, daar's een redder. En ware spiritualiteit is 'n verhouding met Jesus. Hy is die waarheid. Deesdae sou mense jou as fundamentalisties en uitvoering met hoe dinge regtig behoort te wees beskou. En dit is vir my tragies, net dat dit ook binne in die kerk so is. En ek het verwys na, jy weet, ervarings wat ek gehad het, waar ek tussen kerkleiers sit, waar hulle sê, maar hoor, jy kan nie sê, 'n ware spiritualiteit is 'n verhouding met Jesus nie, dis maar net een opsie. En vandag sê ons, dit is die enigste opsie. Maar dit is ons het gister gesê, dit is om met die waarheid in die domein van die kultuur en wat gebeur in die wêreld om te gaan. En ons het 'n groot taak daar. Maar ons het gesê, die groter taak is om met die waarheid in jou eie lewe te deel. En ek verwys na Jakobus 1 wat sê, ons lewe is soos iemand wat in 'n spieël kyk.
vergeet hy hoe hy lyk. En hy doen niks daaraan nie. En daar's 'n ander soort lewe, wat sê ek kyk in die spieël, en ek sien wie ek is. En dan gaan ek iets daaraan doen. En sê, daar is die gelukkige mens. Die gelukkige mens, wat met die waarheid in homself deel. Want, Gerard, dit is eintlik 'n baie tragiese situasie as mense wat die oortuiging het wat ons het, daar's net een waarheid. So erg daarvoor veg, en dan weerspreek hulle eie lewens, die boodskap. Jy weet, dat jy soos, terwyl jy vir ouens vertel, daar's net een waarheid, sê jy die sin met 25 vloekwoorde in. So wil jy jou argument wen, en as die ou nie met jou saamstem nie, dan klap jy hom, en jy steel sy kar. Jy wil mos nou nie die waarheid glo nie, dan sal ek jou nou wys. Kan jy sien, as jou lewe die weerspreking is van jou boodskap, leer en lewe loop hand aan hand. Jy mag nooit die een van die ander skei nie. So, nou kan ons nie sê, ja, maar deel net met jou eie lewe nie. Dan skei jy nou weer, jy skei alweer leer nie. Nee, ek gaan 'n mooi lewe lei. My lewe gaan nie die boodskap weerspreek nie. Ek gaan net nooit die boodskap vertel nie. Dit is net so 'n tragiese situasie. Dat jy aanneem, bloot die feit dat ek mooi leef, is genoeg dat mense na Jesus toe sal kom. Ja. Nou weerspreek my mooi lewe iets, dit weerspreek die feit dat ek eintlik sê, dis Jesus wat dit vir my doen. As ek nie bereid is om te vertel van my geloof en verhouding met die Here nie, dan weerspreek ek ook eintlik die boodskap. Want die implikasie is daar, dis ek wat so mooi leef. En ek getuig nie van wat die Here eintlik doen nie. Presies. En ek dink, daar is ek weet nie wie presies dit die eerste keer gesê het nie, dit is met goeie bedoelings, en daar is 'n waarheid in, jy weet, vertel die boodskap tydig en ontydig, en doen dit met woorde wanneer nodig. Ja, so in Engels. Indien wel. Ja. Dus in Engels is dit sê mos if preach the gospel everywhere you go and if necessary use words. Ja, dit klink baie mooi. En 'n mens weet dalk wat die bedoeling is. Maar dikwels is die insinuasie eintlik, moenie vir mense vertel nie, leef net reg. Dit is nie 'n Bybelse idee nie. Dit kan baie maklik 'n verskoning word waar agter ek skuil in die vrees of die onwilligheid om verwerp te word. Ek sien nie kans dat mense nie van my hou nie, of aan my dink as 'n fanatiese Christen nie. En daarom praat ek net nooit oor my geloof nie. Dit is in 'n sin om jou te skaam vir die Here. En tot 'n mate eintlik het wat ons nou net gesê in die begin, omdat die mense in warm water kan beland in vandag se samelewing, is dit ook deel van die uitdaging, want ons besef, as ons nou begin hierdie goed sê, en ons begin standpunte neem om te sê dat met dit is wat ons sien in die skrif staan, dan as ons raak bang om dit te doen, want ons gaan moeilikheid kry, so dan kom my lewe wys eerder maar net. Kom ek leef net 'n goeie lewe. Mense gaan sien ek leef liefde en genade en ek gee en maar ek sê dit nooit nie. Gerard, daar is ateïste wat wonderlike lewens lei. En om bloot te sê omdat ek mooi leef, dit kan basies die produk wees van 'n baie goeie opvoeding ook. 'n mooi lewe, maar 'n diepgaande verandering in my binneste, dat ek leef om hierdie Here te ken en van hom te vertel, dit vra noodwendig dat ek op 'n plek kom, dat ek sê, wie is die een wat my maak wie ek is, en in wie ek vertrou. Maar die Fariseërs is die beste voorbeeld van, hulle het baie goeie lewens gelei vir die samelewing. Hulle was uitmuntende mense gewees. Ja, en tog, ons gaan net nou daarna kyk dalk in Johannes 8 sê Jesus, en ek dink hy toe daar
dit begin daar waar hy praat met gelowiges, maar dan skuif dit ewe skielik. Maar hoe dit ook al sê, as ons daarna kyk, sal ek dit verduidelik, maar hy sê, maar tog, julle sê, julle het Abraham is julle vader, maar julle wil my doodmaak. So julle leef hierdie voorbeeldige godsdienstige lewens, maar ek beteken nie vir jou iets nie. Nee, Gerard, om terug te kom by ons eintlike punt, ek het nou afgedwaal is, jy moet bereid wees om jou woorde, die waarheid waarin jy glo, te verwoord. Paulus sê dan in Kolossense 4, wandel in wysheid teenoor die wat buite is, en koop die tyd uit. Bedoelende, maak die beste gebruik van elke geleentheid, leef met 'n ingesteldheid. Waar gee die Here vir my die tyd, die kairos oomblikke, waar ek iets moet sê, want die volgende woord sê, wandel in wysheid, met ander woorde, jou wandel moet reg wees, die volgende een, laat jou woord aangenaam wees, met sout besprinkel. Dit herinner aan wat Jesus sê, julle is die sout. Julle is die boodskapdraers. Sodat julle kan weet hoe julle elkeen moet antwoord. Jy moet weet wat om vir mense te sê, wanneer julle praat, oor hoe jy leef en hoe jy die lewe sien. So, daar is geen uitkomkans hier nie. Maak seker dat jou geloof het 'n paraatheid en 'n begeerte, as 'n stuk gehoorsaamheid in jou geloof, dat ek is die hele tyd, leef die hele tyd met 'n bewustheid, die Here gaan van my verwag, om in gesprekke betrokke te raak. En wat gaan ek sê? Gaan ek bereid wees om te sê? Vir Timoteus sê Paulus, en nou kan nou maklik sê, ja, maar Timoteus was nou daar 'n gemeenteleier, want hy noem hom 'n evangelis. Elke gelowige is 'n evangelis, al sou jy dalk nie 'n formele amptelike bediening as 'n evangelis hê nie. Ons lewens is, ons is evangeliste. Kyk wat sê hy vir hom, verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig, en dan sit Paulus nie by, en gebruik woorde as dit nodig is nie. Hy sê, weerlê, bestraf, vermaan, in alle lankmoedigheid, leer mense. Want daar sal 'n tyd wees wat mense nie geleer wil word nie. Dat hulle net vir hulle mense sal versamel wat vir hulle sê wat hulle wil hoor. Ek sê dit nou sommer so in my eie woorde, die van 'n Merwe 2025 vertaling. Hulle sal mense versamel wat vir hulle dinge vertel wat hulle wil hoor volgens wat hulle begeer, volgens hulle begeerlikhede. En hulle sal hulle afkeer van die waarheid. En hulle sal wend tot fabels. Wat is die fabels? Gaan hulle nou net oudtydse storieetjies vertel? Nee, Paulus sê, die fabels waartoe hulle wend, is leringe wat hulle help om te bly leef soos hulle leef, die soort lewe wat hulle begeer. 'n Ingesteldheid, ek gaan 'n spiritualiteit hê, wat nie 'n impak het op hoe ek die lewe sien en wil leef nie. Hy sê, maar jy, wees jy nigter, ly verdrukking. Doen die werk van iemand wat die evangelie vertel. So, dis die vraag, wat is ek bereid? Daar is 'n prys daarin te betaal. So, ek dink die impak van waarheid in 'n mens se eie lewe, soos ek gesê het 'n effek. Wat glo ek? Leer, jou leerstellings. Glo jy regtig daar's net een weg? Glo jy regtig in die skrif? Glo jy regtig dat Jesus self die beliggaaming van waarheid is, en dat selfs goeie waarhede sonder 'n verhouding met Christus leeg is? Hy is eintlik die een wat waarheid volmaak. Hy maak dat waarheid nie net 'n teorie is nie. Hy maak dat 'n goeie lewe nie net 'n mooi moralistiese poging is nie, maar dat daar inherent iets van God inkom, wat 'n ewige verskil in mense se lewens maak. Nie net 'n tydelike verskil nie, want
Paulus praat dan in Korintiërs 13 van 'n ongelooflike soort lewe. Iemand wat alles wat hy het weggee. So hy is 'n mens wat ander mense regtig help. Dit lyk soos liefde. Maar selfs liefdesdade kan leeg wees as Christus nie die inhoud is nie. Sê, is 'n baie interessante hoofstuk 1 Korintiërs 13, want Paulus beskryf daar dinge wat as 'n mens daarna kyk, is dit liefdevol. En goed. Baie goed. As jy vir mense verduidelik hoe dinge werk, jy verduidelik vir hulle hemelse beginsels, jy praat dinge soos 'n engel. Jy het geloof wat geweldige dinge doen. Dit lyk soos 'n baie goeie en liefdevolle mens. Kyk hoe glo ek. En ek help jou. Ek verduidelik vir jou goed. Ek gee vir jou goed. Ek is totaal onselfsugtig. Ek gee vir jou alles wat ek kan. Ek gee selfs my lewe. Ek is bereid om verbrand te word. Dus ek kan jy sien, as eintlik 'n paradoks in die hoofstuk. Paulus sê eintlik, al het jy die liefde, en jy het nie die liefde nie, is jy niks. Want alles wat hy daar beskryf, is inherent, of is dade wat die liefde moet doen. Dis nie liefdelose dade nie, maar dis liefde sonder liefde. Bedoelende, Christus wat liefde is. Christus self is die inhoud. So jy kan waarheid hê sonder waarheid. Want Christus is die waarheid. Hy is ons waarheid. En dit doen iets aan jou binneste as jy so leef met daai wete van dat ek is amper genoodlot om te moet vertel van my bron. Ja. Want dit doen iets aan jou, as ek vir jou die hele tyd moet vertel hoe briljant ek kan gitaar speel, maar ek vertel jou nie van die persoon wat my dit geleer het nie. Jy kan nou maar vir hulle sê wie jou geleer het. Koos, dankie. Ek het gewag vir die oomblik om te sê dankie Koos dat jy my leer gitaar. maar as ek nie dan in die Engels praat het van then I boast in myself. Jy weet, ek is die een. Kyk hoe goed leef ek. Kyk hoe mooi lyk my lewe. Kyk hoe gee ek. Kyk hoe Maar selfs al sê jy dit nie. Ja. Dis by implikasie Ja. wat jy sê, want jy getuig nie in dankbaarheid teenoor jou bron nie. Maar nou sê ek, okay, hierdie is, hier's my bron. Kyk na my bron. As dit nie was vir hom. Dit is buig in myself. Ek buig voor my bron neer. En so dit is ook 'n oefening van buig om te vertel. Ja, en daar's 'n positiewe momentum wat aan die gang kom. Skielik raak jy baie meer bewus ook van hoe jy lewe. As jy net sê, hoe ek leef, jy weet, is my boodskap, dan is die druk op jou om regtig liefdevol, nederig, onselfsugtig te wees, nie so groot nie. Maar die oomblik as jy begin getuig van iemand, van die Here, dis asof dit direk terugkom en sê, maar Here, dis baie belangrik hoe ek vandag met daai ou gaan maak, op kantoor wat nou nie sy werk gedoen het nie. Hoe gaan ek met hom praat daaroor? As jy nog net die heeltyd so 'n soort van 'n incognito, anonieme Christen is, dan kan jy maar daar sê, maar dit is tog reg, maar as jy weet, die ou weet, jy vertel van jou verhouding met die Here, gaan jy daardie gesprek selfs 'n moeilike gesprek, anders hanteer. Dit het 'n effek op jou karakter, as jy iemand is wat vertel. Terug na die spieël, Gerard. Ek dink elke nou en dan, ek weet nie of ons hierdie jaar na daai skrif verwys het nie, maar vir my is dit een van die skrifgedeeltes wat my elke keer tot stilstand ruk as ek daarna kyk. Die briewe daar in Openbaring, en veral die brief aan die gemeente in Laodicea, waar hy sê vir die gemeente, ek ken jou werke. Soos die gees wat praat, die spieël. Sê, ek weet hoe jy lyk. Jy is nie koud nie, jy is ook nie warm nie. Was jy maar koud of warm? Daar's baie daaroor te sê. En natuurlik die ergste, die volgende vers, nee, omdat jy lou is,
en nie koud of warm nie, gaan ek jou uit my mond spieg, en dis 'n eufemistiese vertaling daar, die Grieks verwys eerder na iets soos opbring. Jy maak my naar. Maar die volgende verse sê vir my wat Jakobus sê, dat 'n mens in die spieël kan kyk en nie die waarheid of raak sien nie, maar ek dink jy sien dit, maar jy erken dit nie, en jy oortuig jouself van iets anders. En dit is die gevaar om die waarheid nie toe te laat om te sny of om 'n spieël te wees nie. Dat jy kan dit so hanteer dat jy naderhand jouself glo. Jy weet Gerard, ek het gister verwys na die skaal wat eintlik die wrede neefie van die spieël is. Jy is hier na die winter nou, voel ek maar, jy weet, hierdie winter was so koud, dat my klere begin krimp het. Ja, dit is wild. Ja, Skoon aan hoekvol, hè? ja, tot my belt, terwyl ons nou van die belt van waarheid praat, my belt. Jy kan nie glo, hy het so gekrimp, dat ek hom na 'n ander gaatjie moet gebruik vir die belt. En so kan 'n mens jou so oortuig dat daar iets fout is, maar die fout is nie met wat jy sien in die spieël nie. Nou sê hy, kyk wat sê die skrif. Jy sê, ek is ryk. Daar's 'n rykdom in my lewe. En ek het verryk geword. Dit is nie noodwendig net geld hier nie, praat van jouself. Ek het aan niks gebrek nie. En jy weet nie, jy weet dit nie. Jy weet iets nie. Het jy het nooit geweet nie? Nee, hy praat van 'n toestand. Daar was 'n warmte. Daar was 'n verhouding met Christus wat die hele tyd in die spieël gekyk het en die hele tyd toegelaat het, Here, vergewe, help my, wat ywerig was, en dit het net getaan. En in die louheid van die toestand van jou binneste, lyk dit vir my, kan jy die vermoë verloor om 'n objektiewe siening oor die waarheid van jou lewe te hê. Jy kan jouself bedrieg, sê dit gaan met my goed. Hy sê jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Hoe meer jy die spieël ignoreer, hoe blinder word jy. Totdat jy in 'n spieël kyk en dink, ek is al mooi aangetrek, dat jy niks aan nie. En dan sê hy, ek raai jou aan, kom koop weer by my goud, wat deur die vuur is. Kom, laat daar 'n hitte in jou kom, wat die onsuiverheid wat jy begin toelaat het, verbrand. Sodat jy kan ryk word. En wit klere, dat jy jou kan aantrek, en die skande van jou naaktheid. Jy leef in 'n skande en jy weet dit nie eens nie. Nie openbaar word nie. En salf om jou oë te salf. Want op die oomblik sien jy nie reg nie. Ek moet jou help om weer terug te gaan na jou lewe toe en te sê, wat sien ek regtig daar? Wat sien ek in die spieël? En dan sê hy, almal wat ek lief het, moet ek so bestraf en tugtig. As iemand my stem hoor, as jy daai skalpel toelaat en die deur oopmaak, kom Here, ek erken, dan sal ek ingaan na hom toe. Ek sal met hom 'n maaltyd hou, en hy saam met my. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my te sit op my troon. Jy sal weer 'n heerser word. Jou lewe sal anders wees. En hoe nodig het ons nie dit nie. Here, bring my na die spieël toe. Ons het baie keer hierdie, ek probeer nou nog heeltyd aan die Afrikaans slagoffermentaliteit. Het alles gebeur met my en ek het dit is nie iets wat ek mee dit is nie my skuld dat hierdie gebeur nie. Maar is baie keer tyd dat ons in die spieël moet kyk en sê, hoor, nee, wag. Ek moet my idees draai. Ek moet my idees na die waarheid toe draai wat 'n persoon is. Dis wat ek net nog gesê het, as mee sal afsluit, is daar Johannes 8, waar Jesus, hy praat met die Jode, vers 31, wat in hom geglo het.
As julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Jesus was 'n Jood. Die Nuwe Testament is in Grieks geskryf. Die woord vir ken sal in die Nuwe Testament ginosko wees. Maar as Jesus gepraat het, sou dit die Aramees of die Hebreëus gewees het. Yada. En dis 'n liefdeswoord. Jy sal intieme kennis hê van die waarheid. Jy sal toelaat dat ek met jou, jy sal lief raak vir die waarheid. Dit is vir my goed om te weet wat God vir my sê. Dan is daar 'n draai in die teks, dat party is nou kwaad vir hom, en ek het nou baie verklaarders gaan raadpleeg. Daar is gesaghebende verklaarders wat sê, hy praat nou nie meer net met die wat in hom glo nie. Dat hy het gepraat met die wat hom glo en sê, doen wat ek sê, dan sal die waarheid julle vrymaak as julle daai waarheid liefhet. En dan skielik kom ander wat nie eintlik in hom glo nie. Of wat dalk net 'n naam in hom glo en hulle is nou ontsteld. Sê ons hoef nie vrygemaak te word nie. Ons is nie slawe nie. Ons is kinders van Abraham. Dan sê hy, nee, maar julle kan nie sê julle is kinders van Abraham nie. Want julle dien die sonde. Julle is slawe. Julle sien dit net nie. Jy sê jy's vry. En dan sê hy, as die Seun julle vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Jy's nie vry as ek jou nie vry maak nie. Julle wat hier staan en sê, maar julle leef in die waarheid. Julle leef reg, ons is nie gebonde mense nie. Praat 10-1 hier met die geestelike leiers. Sê nie, jy moet nie jouself bluf nie. Al is jy hoe vry, as ek jou nie vrygemaak het nie, is jy nie vry nie. Ek is die substansie van vryheid en van waarheid. Ja. Nee, dit is uitdagend en veral uitdagend in die tyd van ons waarin ons leef en jy het vanoggend dit genoem, dit gaan eksponensieel moeiliker raak vir ons om staande, nie om staande te bly, dit gaan moeilik wees om staande te bly, maar ook om te staan vir die waarheid. Want in ons vergadering voor hierdie ja. Te sê dat jy weet, veral as gemeente, as gelowiges, gaan dit al hoe moeiliker begin raak om vir die waarheid te staan. Maar die waarheid is 'n rots. Dit kan nie anders te wees as 'n rots nie. In die oomblik as ons begin amper verskonings soek om hierdie gemakliker te maak vir my, dan is ons op 'n baie riskante pad. En die wonder vir my van dit is die ding wat ons bang maak om die waarheid wat in die persoon wat waarheid is 100% te volg. Die vrees is dat ons 'n kleiner lewe gaan leef. Maar in werklikheid in hom is die volheid van lewe. En dit is hoekom as jy vir enige gelowige vra wat werklik 'n mooi verhouding met die Here het en wat die waarheid ken, sal kan getuig van 'n volheid te midde van die seerste en die moeilikste tye. Hoekom sal mense dit nie wil hê nie? Hoekom sal ons nie wil na die waarheid en die waarheid ken? So, hoekom sal ons dit nie wil doen nie? So dankie Koos en mag ons staande bly in die waarheid. In jou gespreksriglyn gaan jy sien is al die verse wat ons vandag gelees het. Maar ek wil vir jou vra om saam te gesels en te dink oor wat is dit wat jy, hoe lyk die waarheid wat jy aan vashou? Hoekom sukkel ons soms om dit te deel en te vertel? Wat is die rede, wat is die verskonings wat ons dalk gebruik om nie te vertel nie? En mag ons vryheid beleef ook wanneer ons begin vertel. Ek hoop jy het 'n wonderlike gesprek. Ja, Gerard, en net ten slotte, nee, dis nou tyd vir ons gitaarles. Ja. Okay, dankie Koos. Hoop jy het 'n wonderlike week, tot volgende keer, totsiens.